vernuwing van die gemoed. Dis waarmee ons besig is. Hierdie is die derde een, die derde 10 minute sessie. En ja, ek is so opgewonde. Hier is ons gewees. Maar die kruis waarna ons begin glo het, ons het in Jesus geglo. Ons het geglo in die begrafnis, ons glo in die opstanding en ons glo in die belofte van die Vader, die Heilige Gees het oor ons gekom en hier is ons nou, hier. Ons is weergebore. Die vernuwing van die gemoed is ons moet nou leer. Wat het Jesus gedoen? Wat is die werk van die Heilige Gees? Wat het hier gebeur? Want dit gaan ons gemoed verander. Ons gaan begin dink soos God dink. Jy weet, ek het met jou afgesluit die laaste een in Lukas 9. En ek gaan dit net weer vir jou lees. Lukas 9 vers 51. Gaan ek die hele storie gou lees. En toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. En boodskap was voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil jy hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Nou, vernuwing van die gemoed. Jesus sê toe vir hulle, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. So, ons moet besef, hier, voor Jesus se kruisiging en opstanding, was ons van 'n sekere gees. En definitief nie die Heilige Gees. Ons het gesterf. In Adam het die dood na ons toe gekom. Julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Was Jesus van dieselfde gees? Nee. Hy was in die Vader en die Vader in hom. Kom ek lees dit vir jou hier in Johannes. Praat Jesus van homself en hy sê die volgende, Johannes 14. Wat ek dit vir jou lees. Johannes 14. Jesus sê hierdie dinge. Hy sê, vers 11, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my is. Glo my dat ek in die Vader is. Was Jakobus en Johannes op hierdie stadium in die Vader? Nee. Jesus was op pad. Hier was hy nog op pad, kruis toe. Hy gaan nou sê, hy sê, julle is van 'n ander gees. Julle is nie soos ek nie. Ek is van 'n ander gees. Ek is van God, uit God gebore. Ek is die seun van almagtige God. En ek gaan van julle seuns van God maak, sodat julle ook seuns kan wees van die lewende God. Sodat julle 'n ander gees kan ontvang. Onthou die vorige Bybelstudie, Esegiel 36, vers 26. Ek sal vir julle 'n nuwe gees gee in julle binneste. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Ek sal vir julle seuns en dogters van God maak. Jy sien, jou gemoed word vernuwe. Jou aksies aan die kant, jou aksies het gewys wat binne is. Hier kan jy ook dalk verkeerde aksies doen, soos wat ek met jou die vorige keer gedeel het. Jy kan dalk verkeerd optree, maar hoe meer jy die medisyne toelaat, en dis wat ons mee afgesluit, onthou jy, ons het ons hande gegee, ons liggame, ons gee onsself. Nou gaan sit jy die televisie aan en jy kies wanneer jy gaan kyk. Want jy gaan jouself nie vul met gemors nie. Want jy weet,
as jy jou gemoed oopmaak, om te dink soos die ou gemoed, dan versterk jy hierdie ou gemoed, hierdie ou gedagtepatroon, hierdie ou lewenspatroon. Maar jy wil dit nie doen nie. Jy wil vernuwe word in die gees van jou gemoed. En Romeine hoofstuk 12 wys nou vir jou hoe. En ek gaan dit net weer vir jou lees. Romeine 12, hoor wat sê hy. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Nou, dis moontlik dat jy 'n Christen is en aan die wêreld gelykvormig steeds word. Jy kwaad met kwaad vergeld. Daar's Christene wat nog steeds daardie idee het, as jy dit doen, doen ek dit. Ek kan dit terug doen. Kwaad met kwaad vergeld. Daar's sekere kenmerke hier in jou. En nou wil ek wys hoe lyk jy. Jy het 'n gees. Jy het 'n siel. Jy het 'n liggaam. En dit vorm jou. Jy. Dis jy. Jy's nie net gees nie. Jy's nie net siel, intellek, emosie en wil in jou denke nie. Jy's nie net liggaam nie. Jy het 'n gees, 'n siel en 'n liggaam en dit vorm jou. Jy. Nou, waar lê hierdie verkeerde gedagtes? Waar is dit? Is dit in jou hart hier? Definitief nie. Dis nie in jou hart nie. Dis nie in hierdie nuwe hart nie. Want wat uit die gees gebore is gees. So jy is definitief nie wat jy dink jy is nie. Jy is nou wat jy dink jy is. Die nuwe denke. Jy begin dink soos God dink. Wat dink God as hy na jou kyk? Hy sien jou volmaak, want Jesus se volmaakte werk is op jou rekening. Kom ons behandel daai stukkie nou en ons gaan kyk daarna. Hoe meer jy nou gee vir hierdie denkwyse, hoe meer gaan dit manifesteer in jou lewe. Net soos toe jy hier was, gees, siel en liggaam. Toe jy hier was, het jy jouself vir die gif gegee. Hoe meer jy jou gegee het, hoe meer het hierdie duiwelse natuur, hierdie ou natuur, hierdie wegwerplike vlees gemanifesteer. En jy kan dit duidelik, jy kan dit in jou lewe sien. En Paulus noem dit, hy sê, dinge wat hy, as hy dit nou noem, skaam hy hom daaroor. Hy skaam hom. As ek sien in my eie lewe, hoe ek myself hier gegee het vir die welluste van die vlees. Hoe die Here het my beskerm. Ek dink baie keer terug en ek dink, ja, Here hier in Harry Smit, ek ry daar oor die brug en dan sien ek al die bome daar. Dan weet ek hoe ek daarso verkeerde dinge aangevang. My gemoed was besig om in daai rigting te beweeg. En die Here het my gelukkig beskerm. Sy genade het my bewaar. Maar dit het 'n invloed gehad in my denkwyse. Want ons het partytjies toe gegaan, ons het uitgeleef in die vlees. Dis al wat ons gedoen het. Drinkpartye, dronkpartye, brassery, seks, parties, dit, dat, allei goed. Party van ons gee ons net meer daarvoor as ander. Nou is ons hier, nou gee ons self. En wat wil ek nou vir jou wys? Kyk nou in Efesiërs, hoofstuk 4. Hierdie is so mooi. Efesiërs hoofstuk 4. Hy praat hierso, hy sê, hoe ons onderrig behoort te gewees het. Hy sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Ek is nooit so onderrig nie. Hier was ek onderrig in die vlees. Die triks van die duiwel, om nog iets aan te vang, en nog iets meer onderduims. Nou, deesdae met die internet, ek hoor by my vriend hier Jason, daar's programme wat jy kan steel. Daar's allerhande gemors, waarin jy betrokke kan raak. So jy kan jou ontwikkel in die duiwelse natuur. Maar hier sê hy, hoe ons behoort te geleer te wees het.
En ek gaan dit vir jou lees hierso. Hy sê, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dan gaan hy nou vertel, hoe ons behoort te geleer het. Ons gaan weer daaraan. Mooi bly.